So Anton, vandag se vraag is, wat doen jy wanneer rou jou oorval en jy net wil wegkruip en huil, maar die lewe gaan aan? Ag, Anton, mense wil so baie dit weet, veral in die Mm. beginstadium van die verlies. Ek dink ons almal soek 'n maklike manier of ten minste enige manier om weg te kan kom van die pyn van rou. So, Lisa, en ek dink wat ek ook baie keer vir mense sê, mense sal aan my toe kom en sê, is dit normaal om te rou oor my hond wat dood is? Mense sal sê, weet jy wat, hierdie persoon is sterwend, maar ek voel al klaar asof my wêreld uitmekaar uitval. Of my man is nou al 3 jaar gelede oorlede. Ah, dit voel net nie asof dinge regkom nie. Ek voel net asof ek nog steeds wil wegkruip, asof ek in 'n donker kamer wil lê. Maar mense rondom my se lewens gaan voort en ek voel net asof ek kan net nie weer die petrolpedaal kry nie. Ek voel net die handrem is opgetrek. Ek gaan nie aan nie. Wat is fout? En ek sal baie keer vir mense ook sê, weet, rou is nie net iets wat ons dink ons moet hanteer nie. Dit wys eintlik vir ons dat jy met jou voete op twee verskillende eilande staan. Weet, die een wêreld of die een eiland is die van verlies en dan die ander eiland is hierdie wêreld wat voortgaan. En ongelukkig is dit nie dat jy kan kies nie. Dit is die moeilike deel daarvan. Jy kan ook nie sê ek moet nou na 3 maande of na 6 maande begin beter voel. Want jy eintlik beweeg jy tussen hierdie twee eilande van verlies en van die wêreld wat voortgaan. En ek dink dit is so belangrik om te sê, weet jy, as jy voel jy wil wegkruip en huil, dit beteken nie daar's iets fout met jou nie. Dit beteken nie dat jy nie cope nie. Dit beteken dalk dat jy voel jy gaan verlore, maar ek dink dit is ook net so belangrik om te weet hierdie is 'n geweldige menslike ervaring. En dit is nie maklik om net aan te gaan met elke dag of terug te gaan werk toe nie. En soms sal mense ook net sê dit is vir hulle baie moeilik want hoekom kan ek nie sterk wees nie? Ek was dan so sterk in my verlede gewees. Hoekom kan ek nie net aanbeweeg nie? Selfs wat is fout met my? Maar ek dink wat belangriker is eintlik om te vra, hoe dra jy hierdie verlies? Hoe leef jy met hierdie gebreekte hart terwyl jy nog leef? En ek dink dit is baie moeilik want ek dink die ander gedeelte daarvan is ook dat mense en dit is 'n baie belangrike historiese agtergrond van rou, die werk van Elizabeth Kubler-Ross wat gepraat het van die 5 fases van rou, wat gepraat het van ontkenning en dan is daar woede en dan probeer jy onderhandel. Dan is daar 'n diep hartseer, depressie en dan kom jy by aanvaarding uit. En ek dink hierdie model van haar het baie goed gewerk vir baie lank, want dit het vir ons woorde gegee van dinge wat mense deurgaan. So daardie taal is belangrik, maar ek dink wat belangrik is, dit het ook vir ons eintlik 'n beperking gegee van okay, so jy is nou kwaad, so die volgende gedeelte van die rouproses is dat jy nou gaan onderhandel met die wêreld of met God of met wie ook al om iets anders te kry. Maar die navorsing wys vir ons en ek dink baie navorsing wat geskoei is op hierdie belangrike werk is dat rou nie altyd so netjies werk nie. En ek dink net op hierdie punt wil ek net na verwys aan die werk van George Bonanno en daar was ander mense wat ook gewys het om vir ons eintlik te sê daar's nie hierdie vaste fases nie. Eintlik is rou 'n baie onvoorspelbare proses en dit is so belangrik om buigsaam te wees. Met ander woorde, om net te weet dat dit jou by tye gaan vang wat jy dit nie verwag nie en dat by tye dit net vir jou gaan voel asof jou wêreld weer ineenstort. Kyk, ons sukkel selfs buite die hele konteks van rou en verlies, sukkel ons om ongemak en dinge wat nie vir ons lekker is nie, ongelukkigheid te hanteer. Ons lewe in 'n wêreld waar almal soek na die gelukkigheid en alles moet perfek wees. Die mens kan net indink dat ons is as 'n hele samelewing glad nie voorberei eintlik op hierdie onnatuurlike proses van verlies en rou nie. En soos jy sê, mense is verskriklik hard op hulle self. Hulle sien hulle self dan as daar's iets met hulle verkeerd as hulle nie hierdie proses kan wegdruk of wegkry of so nie. Ek kan aanneem mense kom sien jou as kliniese sielkundige met die hoop dat jy gaan die pyn verlig. Ja, ek dink die pyn is 'n baie belangrike deel daarvan.
Ek dink ook soms is daar baie skuldgevoelens as mense sê ek huil nie genoeg nie, dit is daar iets fout met my of ek funksioneer goed, weet as ek nou koud, het ek nou net afgeskakel, gee ek nie om nie. Maar ek dink die belangrike ding is en ek dink weer met die woord pyn. Ek dink jou pyn is eintlik 'n manier om respek te wys. Jou pyn is 'n manier om te sê jy het baie omgegee vir jou ma of vir ek wil sê jou hond. En ek sê dit nie ligtelik nie, maar dis 'n deel van wie jy was, iemand of iets wat so bygedra het tot jou dag tot dag lewe, hoe jy deur krisisse gegaan het, waar jy liefde en aanvaarding gekry het. Dit sou baie vreemd gewees het as jy nie daai pyn gehad het nie. Maar ek dink ook die ding van skuldig voel is, weet, ons vra baie maklik wat kon ons meer gedoen het, wat kon ons anders gedoen het. Maar weer eens, rou is nie maklik nie. Die ideaal sou wees dat ons meer veerkragtig moet wees, met ander woorde dat ons deur hierdie verskillende emosies kan gaan. En selfs in daai oomblikke wat dit jou so onkant vang dat jy weet wat dit is, maar partykeer is dit net dat jy by die winkel uitstap en ewe skielik is jy geweldig hartseer. Of weet jy wat, jy sit by die werk en jy's dalk geweldig kwaad oor wat gebeur het. En ek dink dit vang ons so onverwags. Ek dink die belangrike ding vir my is net om altyd vir mense te sê, weet jy wat, as jy 'n robot was, dan sou jy nie gerou het nie. Maar jy's 'n mens, jy het 'n hart wat gebreek het, jy het 'n deel van jou wat weggevat is. Hierdie persoon is nie meer daar nie. En ek dink baie keer is dit ook die taal wat mense gebruik. Dit weet hierdie is so onregverdig dat hierdie persoon moes gaan. En natuurlik is dit onregverdig. En baie kere is daar geen manier om dit logies te verduidelik hoekom hierdie persoon moes gegaan het nie. Baie keer is dit vir mense baie belangrik om dit uit 'n geloofsperspektief te sien, maar dit is ook dat hulle baie keer dan voel maar daar is 'n beperking in daardie geloofsperspektief. As God goed is, hoekom het hy my pa gevat? Weet, hy was altyd die beste persoon ooit gewees. So in watter model ons ook al kyk na rou, of dit logies is, emosioneel is, geloof, spiritueel, daar gaan altyd sekere dinge wees waarop ons nie gaan antwoorde kry nie. En dit is so belangrik om te sien dat weet ons gehegtheid aan 'n sekere persoon en ons liefde vir daardie persoon. Dit is 'n groot deel van die verlies ook, nie net die persoon self nie. En dit is so dat ons brein baie moeilik afskeid neem van iets wat vir ons belangrik is. So daar's 'n baie sterk neurologiese komponent daarin. Maar dit is ook iets wat ons baie fisies ervaar. Weet mense se pynnetwerke word letterlik geaktiveer as daar rou is, as daar emosionele seerkry is. So hulle sal ook sê, weet die fisiese pyn in my bors of ek voel so leeg en so swaar. Weet ek loop in ek kan nie my kop of my skouers regop hou nie. Dit voel of die aarde my aftrek. So daai deel is dan daar. En weer eens die emosionele gedeelte. Dit is die hartseer, dit is die kompleksiteit van sekere van hierdie emosies. Dis en weer eens soms nie net die kwaad en hartseer nie, maar soms is dit ook dat jy dalk lag of verligting voel en dan maar ek moenie lag nie, ek mag nie lag nie. Hierdie is baie erg. En natuurlik ook angs oor die toekoms. Hoe gaan my lewe wees sonder hierdie persoon? En ek dink alles daardie, die neurologiese, die fisiese, die emosionele, dit kom alles bymekaar en ons moet dit probeer integreer. Ons moet probeer sin maak daarvan. Ons moet probeer saamleef daarmee. Maar dit is nie 'n maklike pad nie. En ek dink weer eens vir my, weet ek sal eerder as iemand by my sit met hulle rou en ons sit net hier vir 'n uur en ons sê nie 'n woord nie. En die persoon sal uitstap en sê, "Jogg, hierdie was my so kosbaar om net hier te kon sit." En dat ek nie hoef te kon verduidelik nie. Dat ek nie dit hoef weet iemand wat net vir my 'n rasionele antwoord gee soos dit gaan beter raak of weet jy wat, gee dit net tyd. Maar in daai tyd is dit so moeilik. So ek dink die belangrike ding vir my is net om te sê, weet hierdie is menslik, hierdie is baie normaal. Dit kom onverwags. Jy gaan al hierdie verskillende emosies ervaar, fisiese ervarings kry, nie altyd sin maak daai nie, maar dit beteken nie jy raak van jou kop af nie. Dit is nie dat ons regtig so diep geraak word as ons deur 'n rouproses gaan. En die groot ding is ook as die samelewing ook maar net gaaf genoeg was om nie 'n tyd daaraan te sit nie. Dat mense moet ophou dink dat na 'n jaar mag iemand nie meer rou nie. Kan dit ook baie keer iemand anders se rouproses ondersteun
accepteer dit nie, want ek weet mos Anton, jy sien hoeveel families kan Mm, Kersfees vir ma sê, ag en ma, my pa is nou al 'n jaar dood, ons gaan nou nie weer hierdeur gaan nie. mm. Maar as jy 50 jaar getroud was met iemand, weet, dan is dit nie net een Kersfees nie. Weet, as jou weer eens maar ek sê altyd vir mense, hulle vra heilig nooit in terapie nie. Ek sê vir hulle, nee, ek is heel okay, maar as jy vir my sê jou hond het dood gegaan, dan heilig. As jou hond met jou was vir 14 jaar en altyd jou companion was wat hier by jou voete gelê het. Weet, daai deel gaan nie net afgeskakel word nie. So nee, tyd werk nie met rou nie. Tyd werk op 'n oorlosie gesig. Tyd werk as ons op die kalender kyk. Maar hierdie ervaring van verlies, weet dit is 'n ander tyd. En 'n baie goeie vriendin vir my, weet ek haar man wat oorlede is en wat 'n goeie vriend vir my was, weet sy sê ook dit is nie dat hy dood is nie. Hy het net weggegaan. En dit is haar manier om dit vir woord vir haarself wat vir haar baie help is om te sê hierdie is die dag wat hy weggegaan het. En dit is weer eens die rouproses is daar, maar sy het ook geleer om 'n ander manier en ander woorde te kry wat vir haar help. En dis nie dat sy die woord dood vermy nie, want dit is die realiteit daarvan. Maar ek dink dit is ook ek wil amper sê ek wil amper sê 'n bietjie meer van 'n mediese woord. Ek dink vir haar emosionele verwerking is om te sê kry ander woorde. Of iemand wat my sê, weet jy, ek lê op my rug op 'n swart poel en ek probeer kyk na die sterre en ek probeer my ma daar sien. En dit is net vir my om ander metafore te kry, ander verwoordinge te kry. En dalk sien jy nie jou ma nie, maar dalk sien jy 'n mooi ster. Of dalk is dit soms 'n donker hemel. Weet, dit is net wat dit is. En dit is ongelukkig wat ons almal deurgaan op verskillende maniere as ons deur rou gaan na sulke groot verliese. Mense, indien jy enige vrae het, kan jy e-pos stuur na lise@wieisek.co.za. Ek sê baie dankie aan Anton Bemer, hy is 'n kliniese sielkundige van Stellenbosch. Al sy besonderhede is hier by hierdie gesprek, so gaan kyk gerus daar indien jy hom wil kontak. Deel hierdie gesprek, mens weet nooit wie het nodig om dit te hoor nie en dan die heel belangrikste, soos altyd, kyk mooi na jouself.